that saved a wretch like me. Vir my is die hele lewe 'n redelike praktiese ding. Ek hou daarvan as iemand vir my iets vra om dit in prentjies te teken of wat ook al. As iemand met my praat of ek self met iemand praat, soos byvoorbeeld iemand sê vir jou, weet jy wat, as jy iemand groet, dan sê baie keer dan sê mense vir jou, dit het met my beter gegaan toe my pa vir my gesorg het. Dan sê ek vir hom, maar sorg jou pa nie meer vir jou nie. Want jou pa sorg nog steeds vir jou. Dit is net hierdie kennis van hierdie werklikheid van God wat by ons moet uitkom. En so as jy nou met mense praat, dan begin daardie goedjies baie keer indruk op my maak. Ons kleinkind, hy is nou so net oor die 2 jaar oud. Nou kom hy na van so 'n speelgroepie gaan na kleuterskool toe gegaan. En nou vra ons vir hom, is jou nuwe juffrou oulik? Sê ja, sy is baie oulik, maar sy kan nie speel nie. Want hy wil hê sy moet met hom speel. Want dis wat nou gebeur het by die speelgroepie. Hulle het net gespeel. En dan besef 'n ou dadelik dat daardie juffrou, daai kleuterskoolonderwyseres waarby is, het hierdie kind, en sy het 'n verantwoordelikheid oor daai kind, om daai kind by 'n suksesvolle, volwasse mens uit te bring. Sy gaan 'n fondasie lê, waarop daar gebou gaan word. En dis hoekom sy nie daar is om met hom te speel nie. Daar is ook tyd om te speel, maar sy is daar om 'n werklikheid vir daardie kind te bring. En dan sien 'n mens die werklikheid met die evangelie. Dan dink baie mense nog dat God is hulle speelmaatjie. As jy werklik gaan kyk, hy sê, ek kyk net vanaand weer daarso, Spreuke praat daarvan, begin daarmee. Hy sê die vrees van die Here is die begin van alle wysheid. As jy besef met wie het jy te doen, dit is hierdie groot God. Ek luister, ons het 'n baie mooi boodskapie gehad, en dan dink ek baie keer, dis 'n bietjie ernstig. Maar as 'n mens gaan kyk na hierdie gebeurtenis wat die tyd voor Christus, na Christus, met ander woorde wat die tyd van begin tot aan die einde in 2 kom deel het, Jesus Christus, wat aarde toe gekom het om iets te kom doen, en die skrif sê dat hy was suksesvol in dit wat hy gedoen is. Dit is waaroor die hele werklikheid van die lewe gaan, is dit wat Jesus Christus kom doen het. Nou baie belangrik van 'n verborgenheid, is hy is verborge, totdat hy vir jou oopgaan. Maar as hy vir jou nog nie oopgegaan het nie, dan is dit nog vir jou verborge. 1 Timoteus 3 vers 16, hy sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Mense, dis groot. Hoekom is dit groot? Dit het met die grootste werklikheid, die bron van die totale heelal, die bron van die totale heelal, ek kan dit nie beter as dit sê nie, het dit mee te doen. Hy sê God is geopenbaar in die vlees. God is geopenbaar in die vlees. Hy sê is geregverdig in die gees, het verskyn aan die engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Dit is wat gebeur het toe Jesus Christus aarde toe kom. Toe God daardie ewige voorneme van hom, wat hy van die begin af gehad het, naamlik Jesus Christus, wat vir elke ene van ons moes kom sterf het, en elke ene van ons kom insluit het, om by hierdie werklikheid uit te kom. Want dit is waaroor hierdie hele skrif gaan. Dat die hele Bybel gaan oor Jesus. Jesus is geprofeteer, dit wat Jesus gaan doen, maar Jesus het gekom vir jou. Die Bybel is nie daar om vir Jesus te sê wie hy is nie. Die Bybel is daar om vir jou te sê, dat Jesus het vir jou sy lewe kom gee. En soos wat jy in hierdie spieël kyk, sal jy jouself ontdek. Sal jy jou lewe ontdek. Hierdie ewige voorneme van God, sal jy dan ontdek. Baie mense praat, ek hoor nou eendag iemand praat daaroor, oor genade.
Dan praat die mense oor genade. 'n Persoon sê vir my, sê man, Ou Testament, Nuwe Testament presies dieselfde, die genade in die Ou Testament, Nuwe Testament dieselfde. Maar Johannes 1 sê vir ons, die wet is deur Moses gegee, genade en waarheid het deur Jesus gekom. So nou moet jy begin kyk, staan dit in die skrif en is dit so? En hy sê, ken die waarheid en die waarheid sê jou vrymaak. Nie ken 'n halwe waarheid nie. Dit is absoluut daaroor dat ons moet gaan kyk en ons moet hierdie waarheid, daar is net een waarheid en net daardie waarheid kan jou vrymaak. Ander dinge kan jou in 'n poging bring waar jy self probeer presteer en vry begin voel as gevolg van jou deelname, maar net om later uit te vind dit is nie so nie. Efesiërs 4 vers 3 kan ons maar begin. Ons begin baie by vers 4 lees. En ernstig te strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Hy sê dit is een liggaam en een gees. Soos julle geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. As jy daai oggend opstaan en jy voel sleg, dan sit nie hierdie verskillende gode in jou wat hier met besig is om mekaar te beklei oor wie gaan vandag heers nie. Daar's net een werklikheid. En dit is, so ons kan baie in kennis ingaan en nie by hierdie een werklikheid wees nie. Naamlik die ewige voorneme van God wat hy opgeneem het in Jesus Christus. Ek verwys nou na hierdie boodskapie wat ons gehad het. En dan dink ek baie keer, dis 'n bietjie rof. Maar dan dink jy, wat help dit om vir mense 'n halwe waarheid te vertel? Jy sal nooit in 'n vryheid kom nie. So al klink hierdie woord van geregtigheid, die nakruisboodskap, vir jou baie keer bietjie rof. Dit is God se ewige voorneme en dit is die werklikheid en dit is die enigste werklikheid en dit sal altyd die enigste werklikheid wees. So om vir iemand nou 'n halwe werklikheid te leer en later vir hom te sê, goed, nou moet ons dit vir jou afleer en ons moet nou vir jou die groter werklikheid leer. Dit werk nie. Jy leer nie vir 'n kind babataal nie. Jy begin met hom 'n taal praat wat hy sal praat tot hy eendag groot is. En dit is hierdie taal van die Gees. Dat hy sê, 1 Korintiërs 2 vers 12 sê, God het sy Gees weer vir ons kom gee, sodat ons kan weet wat hy vir ons uit genade geskenk het. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, die wat God aanbid, is een gees met hom. So daarom het ons 'n geestelike taal. En daarom help dit nie vir ons vir mense sê, maar weet jy wat, net om jou te akkommodeer, aanvaar ons maar dat jy bietjie babataal praat. En dan kom hy eendag in 'n gesprek, en dan praat hy babataal, en dan verstaan die mense hom nie. Daar is 'n werklikheid wat God kom doen het, en dit is een werklikheid, en jy val in by dit. Dit is die waarheid. Nou Romeine 9 gaan oor twee verskillende dinge. Die laaste gedeelte is oor jou eie geregtigheid, en Israel wat die geregtigheid nie kon kry nie, omdat hulle dit op grond van wetsonderhouding probeer kry het deur hulle bydraes om 'n beter mens te probeer word en om by God aanvaarbaar te word. Terwyl hy sê die heidene het dit gekry deur geloof. Het dit net op grond van geloof gekry. Dan kom hy nou in Romeine 10 en sê hy, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Hy sê, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê hom, wat baie mense lees, hy sê, maar sonder die regte insig. Nou, hoe sal die mense weet? Die skrif sê dit baie duidelik. Hoe sal die mense weet as iemand nie vir hom dit sê nie? En hoe sal die mense weet as hulle nie die regte insig het nie? Ek het baie goed in my lewe gedoen omdat ek 'n verkeerde insig gehad het. Omdat ek op 'n tradisie gegaan het. Julle boek van Job word afgesluit
met Job 42 waar hy sê, God, ek het gedink ek het U geken, maar ek het op hoorsê gegaan. Ek het op hoorsê gegaan. Hy sê, maar nou het my aangesig U gesien. Leer U my. Nou leer God die mens. En nou wys hy vir jou, hy sê, daar is 'n kennis van God, wat die waarheid is, en die waarheid wat jou vry sal maak. 1 Johannes 8 vers 32 sê, ken die waarheid en die waarheid sal jou vry maak. En as Christus jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nie halfpad vry wees nie, wie wil halfpad vry wees? Nou gaan hy nou sê, maar sonder kennis, die 3de vers, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, sien jy daar? Hulle eie ding probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Nou die nuwe vertaling sê, dat hulle nie gesteer, mense dis skrikwekkend, hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil dit op hulle eie manier verkry. Verstaan jy nou, daai kleinkind van my se probleem, dat hierdie juffrou wil nie met hom speel nie. Maar God het gekom om die mens vry te spreek. En nou wil mense sê, God, ek wil niks van jou manier hê van vryspraak nie. Ek gaan dit op my eie manier verkry. Hy sê, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Nou, weet jy, ek het op 'n stadium praat ek met iemand, 'n persoon, hy is nou oorlede, en hy het hierdie boodskap gehoor, en hy het baie met my so halfkoppig gestamp oor die boodskap. En eendag toe kom hy by my in. Toe sê hy vir my, weet jy wat het ek ontdek? Hy sê hierdie boodskap van geregtigheid, dit wat God vir jou gedoen het, en nie dit wat jy vir God moet doen nie. Ons kan nou daarna gaan kyk. Hy sê is vir party mense te hoog, omdat hulle nog babas is. Hy sê julle is nog kinders. 1 Korintiërs 3 en Galasiërs 3. Hy sê julle is nog klein kindertjies. En klein kindertjies kan nie daarbo op die hoë rakke bykom nie. Hy sê, toe sê hy vir die mense, toe hulle hierdie boodskap van geregtigheid bespreek, toe sê hy vir hulle, weet julle wat, moet dit nie afskiet nie. Sit dit op die rak, en eendag, wanneer jy gegroei het, dat jy groot genoeg is om dit te hanteer, dan haal jy dit af.